Baie welkom by ons gebedsgeleentheid. Ons kyk na hierdie wonderlike verhaal in Genesis 24 waar ons leer van Eliezer wat antwoord op gebed ontvang. Dat die Here vir 'n mens kan laat slaag in wat hy wil hê jy moet doen en dat die Here eintlik vir jou optel om sy medewerker te word. Om God te volg is 'n avontuur. En die Here lei jou soms op van die vreemdste paaie. Dis waarom ons hier in vers 56 sien, maar die slaaf het hulle geantwoord, moet my nie ophou nie. Die Here het my in my doel laat slaag. Laat my gaan. Die Here het vir my sukses gegee, sê hy. Die Here hou daarvan om van sy dienaars sy medewerkers te maak. Dat ek en jy kan deel hê in sy groter plan hier op aarde. En daarom kry ons 5 beginsels hier rondom gebedsverhoring, wat eintlik baie kosbaar is. Dat jy dit kan doen wat die Here graag wil hê, jy moet saam met hom doen. Dit beteken dat ek raak sien dat God se hand met my is, want dis hy wat my in staat stel. God het vir Abraham baie beloftes gegee. Op hierdie stadium wou Abraham hê dat sy seun nou moet kan trou. Hy kies sy betroubaarste diensknegt Eliezer, hy stuur hom op 'n reis om 'n bruid vir sy seun te gaan haal. Die Joodse verklaarder sê hierdie vrou vind onderneming gaan deur 'n hoofstuk met 67 verse. Nie een keer word die naam van Eliezer genoem nie. Hy stel hom net voor as die dienaar van Abraham. Hulle sê hy is 'n voorbeeld van hoe jy op self kan vergeet van, dat jy op jou taak kan fokus. Hy het 'n opdrag gekry. Sy persoonlike behoeftes, sy wense of begeertes was nie wat belangrik was. Sy enigste fokus en doel was om sy eienaar se opdrag uit te voer, om saam te werk aan die vervulling van God se beloftes vir Abraham. En dis die agtergrond van hierdie wonderlike hoofstuk, dat die Here vir Eliezer voorspoedig maak, dat hy sy gebede antwoord. Die Psalm 1 vers 3 sê, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Sal nie wonderlik wees as jy ook kan getuig dat jy iets vir die Here wou doen en dat hy jou voorspoedig gemaak het nie. En jy gaan sien die hoofgedagte in hierdie gedeelte is getrouheid maak dat jy fokus op jou doelwit. Getrouheid beteken, daar is iets wat jou motiveer, iets wat jou dryf. Elke persoon het so 'n behoefte nodig, 'n God-gegewe doelwit, 'n doel vir sy lewe. Ons lees in vers 3, en hoe dit Abraham vir Eliezer roep en dan vir hom sê, sit jou hand onder my heup, dat jy my met 'n eed in die naam van die Here, die God van hemel en aarde kan beloof, dat jy nie my seun sal laat trou met 'n dogter van die Kanaaniete, by wie ek nou woon nie. Eliezer het 'n saak gehad. Hoe verwag jy om te slaag, as jy nie eens weet waarheen jy op pad is nie? Hoe verwag jy om sinvol te kan bid, as jy nie regtig weet, wat is vir die Here ook belangrik? In die oë van hierdie wêreld is sukses so belangrik. Weet jy, partykeer is 'n definisie van mislukking, dat jy op die verkeerde ding gefokus het, dat jy met die verkeerde goed geslaag het. Ons leer by Eliezer, dat dit belangrik is om te weet waarmee jy besig is. As jy soek na gebedsverhoring, moet jy weet waarom jy dit wil vra. Jy sien, hy het geweet wat hy veronderstel was om op hierdie reis te gaan doen. En die tweede plek is, Eliezer moes vasstel waar hy nou is. Nou om te verstaan wat ek daarmee bedoel, moet jy net weer na vers 8 kyk. Abraham sê vir hom, as die vrou nie saam met jou hierheen wil kom nie, is jy vrygestel van hierdie verpligting. Maar jy mag nie my seun laat teruggaan nie. Nou Eliezer het in wese vir Abraham gesê, jy vra my om na 'n land toe te gaan waar ek nog nie was nie, om 'n meisie te gaan ontmoet wat ek glad nie ken nie, om 'n verhouding met haar so te kan bou, dat ek haar kan oortuig, sy moet kom om te kom trou met 'n man wat sy nog nooit ontmoet het nie. Sy moet haar pa en haar ma verlaat, sy moet saam met my 'n vreemdeling na 'n vreemde land toe gaan. Jy sien, om te weet wat gebedsverhoring is, moet jy weet waar jy tans is. Dis die uitdaging wat Eliezer moes trotseer. Hy het baie probleme gehad. Dit het nie beteken dat die Here nie met hom was nie. In teenstelling met die algemene opvatting is dit moontlik om berge te versit, jy moet net een tree op 'n slag gee. Eliezer het sy probleme gesien, toe het hy 'n plan gekry. Ons lees in vers 10, die slaaf het 10 van sy eienaar se kamele gevat, allerlei mooi geskenke, vertrek na Mesopotamië toe.
Hy sou die meisie vind. Wat sou hy maak? Hy sou met hierdie kamele na haar toe gaan. Dan sal hy na haar huis toe genooi word. Dan sou hy die beloftes van God met haar deel. Dan gaan hy haar hierdie vraag vra. Dan gaan hy haar ouers om toestemming vra. Dan gaan hy haar terugbring na Isak toe. Kyk, daar's niks verkeerd om te beplan nie. Die Here het jou en my verlossing beplan voor hy nog hierdie wêreld gemaak het. Deur Jesus het gesê in Lukas 14 vers 28, watter man wat van plan is om 'n toring te bou, gaan nie eers sit en hy bereken sy koste, hy beplan nie. Die feit dat daar iets gebou moet word, beteken nie dat dit nie gedoen kan word nie. Die derde belangrike gedagte rondom die gebedsverhoring wat hy beleef het, onthou die verbond wat God gesluit het. Die Here het beloof aan Abraham, ek sal jou God wees. Ons lees in vers 7, die Here, die God van die hemel, het my weggevat uit my familie, uit die wêreld waar ek gebore is, my met 'n eed beloof, ek gee hierdie land waar jy nou is, aan jou nageslag. En dan sê hy, die Here sal sy engel voor jou uitstuur, sodat jy vir my seun 'n vrou van my land af sal kan bring. Onthou hierdie verbond. In hierdie verbondsverhouding gaan die Here se wil geskied. En jy het die wonderlike voorreg om daarmee saam te werk. Die Here gaan van jou sy medewerker maak. Weet jy, die Here wag al reeds daar vir jou met die oplossing. Wat het in Eliezer se hart geleef? Hy wou gehad het dat die beloftes van God moet waar word. Hy wou gehad het die tweede plek daar 'n bruid vir Isak moet wees. In die derde plek, hy wou gehad het dat die Here verheerlik moet word. En hy sou in daardie seën kom deel. Kyk nou net weer wat sê vers 12. Hy het gebid, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my eienaar Abraham. Kyk wat wil hy doen. Hy nooi die Here uit in gebed om in sy omstandighede in te kom, in sy onsekerheid, in daardie ding dat hy nie weet hoe die pad vorentoe gaan loop nie. Gebed beteken jy leer om met God te praat, deur die dag saam met hom te wees. Soos Eliezer, gaan jy dit doen, jy en die Here gaan dit saam doen. Jy kan saam met Paulus sê in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. As jy nie vir jou saak gaan bid nie, wys dit dat jy nie seker is dat hierdie saak van die Here afkomstig is nie. Daarom kan jy nie regtig op die Here staat maak vir die vervulling daarvan nie. Daar's 'n vierde gedagte. As jy hierdie verhaal lees, dan is dit duidelik dat hierdie man vir homself gedissiplineer het. Weet jy, as dit vir hom lyk of die Here vir hom die antwoord gee, dan lees ons in vers 21, die man het daar in stilte aangekyk om vas te stel of die Here hom in sy onderneming laat slaag het of nie. Hy kyk na Rebekka, dan vra hy vir homself, ek wonder of sy die een is. Hy kom nie vinnig by 'n besluit uit nie. Hy wil hê die Here moet dit vir hom bevestig. Ons lees in vers 33, toe hulle vir die man kos bring om te eet, sê hy, ek sal nie eet voor ek my opdrag uitgevoer het nie. Kyk, daar's tye wat ek en jy, dit wat die wêreld vir ons aanbied, eenkant toe skuif. Daar's nie 'n maklike manier nie. Daar is nie 'n gerieflike manier nie. Ek lees vir jou weer wat hy in vers 56 sê, die slaaf het hulle geantwoord, moet my nie ophou nie. Die Here het my in my doel laat slaag. Die Here het my voorspoedig gemaak. Weet jy, hy het hierdie kamele gelaai met skatte geneem. Abraham het hom weggestuur om iets te gaan doen. Hy sê vir ons iets daarmee. Soos Abraham hom nie gestuur het sonder om hom toe te rus vir hierdie uitdaging nie. Moet tog nie dink dat die Here vir jou sal stuur sonder om jou toe te rus nie. God het vir ons gawes gegee. Hierdie gawes is gereedskap, nie speelgoed nie. Dit moet gebruik word tot eer van die Vader. Ons moet bereid wees om dit daar te gaan uitgee. 'n Laaste gedagte oor hierdie saak en gebedsverhoring. Ek wil graag dit so stel, moenie probeer om dit op jou eie te doen nie. Waarom het Abraham nie self gegaan nie? Weet jy, hy het sy slaaf gestuur, hy was 'n ou man. Maar Eliezer het besef, het gaan nie een man vertoning wees nie. Hy het geweet, om te doen wat hy wil doen, sal hy haar pa se gesindheid moet kry, haar ma se gesindheid, haar broer se gesindheid. Weet jy, en dis hierdie gedagte, daarna die slaaf silwer en goue goed en klere vir Rebekka gegee, ook die duur geskenke vir haar broer en haar ma. En ek hoop jy leer, die Here wil nie ons met dinge alleen doen nie. Hy maak ons afhanklik van mekaar. Die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie.
God bring ons bymekaar. En daarom as jy in hierdie gedeelte lees, sal jy sien die Here wil vir jou ook voorspoedig maak. Hy wil hierdie las op jou hart lê, sodat jy ook sinvol saam met ons kan bid. Dat jy self gebedsverhoring ervaar. Kom ons kyk na die sake waarvoor ons in hierdie week gaan saam bid. Dank die Here vir sy goedheid, vir sy guns. Kom ons dank hom vir antwoorde op ons gebed. Ons bid vir getrouheid daar waar hy ons geplaas het. Bid vir ons gemeente, veral vir die aandreeks waarmee ons nou besig is, maar bid ook vir ons biddiere. Skielik het ek gesien daar's baie minder mense wat saam kom bid. Kom ons vertrou die Here daarvoor. Kom ons bid vir groei by Kinross, by ons Engelse gemeente. Kom ons bid vir ons sendingete. Die belangrike saak dat ons die evangelie moet uitdra. Bid vir hulle wat ernstig siek is, wat herstel na operasies. Volgende week hou ons die gereformeerde konvent, 25-26 September. Kom ons bid vir die plantseisoen, beskerming vir ons boere. Kom ons bid ook vir die herstel van dienslewering in ons dorp. Baie dankie dat jy saam met ons bid.